We're living in hope. We're moving. Here, terwyl ons hierdie liedere so sing, Here, toe kom dit in my hart op, Here, hoe gelukkig ons is om vanoggend in U teenwoordigheid te kan wees. Here, hoe gelukkig ons is om in 'n land met 'n klomp probleme, maar in 'n land waar ons absoluut vry is om dit openlik te kan doen en die naam groot te maak en kliphard musiek met groot speakers uit te blaker. Jesus is ons koning. Heilige Gees, U is ons staatmaker, ons persoon na wie ons toe hardloop as ons nie meer kan nie. Heilige Gees, U wat ons leiding gee wanneer ons nie 'n uitweg kan sien nie. U wat kom stil staan by ons en ons styf vasdruk en sê dit gaan oukei wees. Hoe gelukkig is ons om dit te kan skreeu vanoggend. U is ons koning, U is God almagtig. En U sal ons nooit alleen los nie. Here, die eerste lied wat ons gesing het ons gesing, U is waardig. U is waardig om geprys te word. U is waardig, nie omdat ons so sê nie, maar omdat dit so is. U is koning, U is God, U is skepper van die heelal met alles daarbinne. Here, my gebed is dat U woord wat vanoggend uitgaan in iemand se hart sal vassteek en daai persoon se lewe sal omdop, Here. Dat U vanoggend by iemand gaan stil staan en in hulle hart nie fluister nie, maar kliphard skree, hier is ek. Waar is jy? Dankie, Here. Here, seën wat ons ook al vandag doen, Here, waar ons praat, die sang, die musiek, die lofprysing, Here, mag dit alles vanoggend net eer tot U naam bring. En daarvoor sê ons verskriklik baie dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. U mag hier plekke neem, baie dankie. Hein, is hierdie een reg of kan ek maar die ander een vat? Daar's hy. Jammer, net 'n tegniese probleempie met 'n mic aan die agterkant. Ek wil vandag bietjie met julle praat. Dankie musiekspan, julle was amazing. Ek wil vandag bietjie met julle gesels oor môre. En as ek sê môre, bedoel ek nie goeie môre nie. Ek bedoel môre soos die dag na vandag. Môre. Nou wil ek gou vir die eerste kind onder 15 wat sy hand opsteek. Jy is definitief die langste kind van 15 met die dikste baard van 15 wat ek in 'n lang ruk gesien het. Okay, Jace. Miskien moet ek net voor die tyd sê, hy moet daarom kan loop tot hier voor. Okay? Wie van julle wil 'n persent hê? Okay, wil jy hom vandag hê, of wil jy hom môre hê? As sy dit weet, kom gou hier so. Hierdie is vir 'n milkshake, maar net vir jou, nee, is nie vir jou jou pa nie, okay? Daar is hy. Hulle sê ons moet geloof soos 'n kind hê, want kinders verstaan konsepte wat groot mense lankal vergeet het. Lankal vergeet het. Ek was 'n bietjie met julle gesels oor Exodus 8 vanoggend. En dit het te doen met, ek sê vanoggend vir hom Frederik, dis die tweede keer in 'n ry dat ek uit Exodus uitpreek. Vir my om 2 keer uit die Ou Testament in 'n ry uit te preek, vat nogal iets. So obviously moes hierdie ding bietjie my gesels het.
En ons gaan gesels oor Exodus, julle kan so lank die teks opsit asseblief. Exodus 8 vers 1 tot 15 en dit is die gedeelte net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee. Dit gaan oor die plaag van die paddas, né? Nou Moses hulle is in Egipte, hulle het nou al klaar met Farao kontak gemaak. Hulle het nou al klaar hierdie hele ding met hom begin bespreek en vir hom gesê ons volk wil uit. Jy moet ons laat uitgaan. En Farao kyk vir hulle en sê ja, is reg, nee, is nie reg nie. Ja, is reg, nee, is nie reg nie, né? En hier kom ons nou by die tweede plaag by die paddas. En ek lees vir julle. Die Here het toe vir Moses gesê: "Gaan weer terug na die Farao toe en sê vir hom: Hoor wat die Here sê. Laat my volk trek sodat hulle my kan aanbid. As jy weier om dit te doen, moet jy nou mooi hoor." Ek love hierdie vertaling, né? As jy weier om dit te doen, moet jy nou mooi hoor. Ek sal hordes paddas oor jou hele land laat kom. Die hele Nylrivier sal vol van hulle wees. Hulle sal uit die rivier klim en in julle huise, selfs in julle slaapkamers en in julle beddens kom. Elke huis in Egipte sal vol paddas wees. Ook in die huise van die mense wat vir jou werk. Hulle sal selfs in jou oonde en jou knieskottels klim. Die paddas sal opspring teen jou en jou volk en almal wat vir jou werk. Toe sê die Here vir Moses: "Sê vir Aaron hy moet sy hand waarin die herderstok vashou na al die riviere, die kanale en die morasse in Egipte uitsteek sodat daar paddas tot in elke uithoek van die land kan kom." Aaron het sy hand na al die plekke waar daar water was uitgesteek. Daar het paddas oor die hele Egipte gekom. Die towenaars kon egter met hulle kunsies presies dieselfde ding doen. Hulle kon ook paddas oor die hele land laat kom. Die Farao het toe Moses en Aaron laat roep. Interessant, sorry, nou val ek myself in die rede. Dit is interessant dat sy towenaars nie die paddas kon wegvat nie, hulle kon dit net vermeerder. Hoe snaaks is die Here se sin vir humor, nê? Okay, doen julle dit ook? Ja. Die Farao het toe vir Moses en Aaron laat roep en by hulle gesoebat: "Vra tog die Here om die paddas van my en my volk weg te vat. Ek sal die volk laat gaan om vir die Here offers te bring." En hier kom nou die gedeelte van vanoggend. Sê net wanneer, het Moses die Farao geantwoord. Wanneer hy sê, sal ek vir die Here en die amptenaar en die volk bid. Ek sal die Here vra om die paddas van u en uit u huise weg te vat. Net die paddas wat in die Nylrivier is, sal bly lewe. Doen dit môre, het die Farao gesê. Goed, het Moses geantwoord, ek sal so maak. U sal dan weet dat niemand met die Here ons God vergelyk kan word nie. Al die paddas wat by u en in die huise en by die werkmense en die volk is, sal verdwyn. Net die wat in die riviere sal oorbly. Moses en Aaron is weg van die Farao af. Moses het tot die Here gebid oor die ramp van die paddas wat die Here oor die Farao gebring het. Die Here het gemaak soos Moses gevra het. Die paddas in die huise en op die strate en in die veld het almal gevrek. Hulle is op hope bymekaar gemaak en 'n doodsreuk het oor die land gehang. Toe die Farao sien dat die krisis verby is, het hy weer eiesinnig geraak. Hy het geweier om na Moses en na Aaron te luister. Dit was presies soos die Here gesê het. Wanneer kan ek vir die paddas wegvat? Hulle is oral. Hulle is in jou bed. Hulle is in jou bad. Hulle is in jou huis. Hulle is in jou koskas. Hulle is oral waar jy kyk is daar paddas. Oral. Wanneer kan ek jou verlos van hierdie paddaplaag? Môre asseblief. Ek wonder of daar goedjies was wat die Farao gerook het of iets. Hoe kan iemand vir jou sê, verlos my van hierdie verskriklike plaag? Jy kan dit doen. Yes, ek kan dit vir jou doen. No problem. Wanneer? Môre. Ek wil dit môre hê asseblief, nie vandag nie. Ek wil nie vandag verlossing hê daarvan nie. Jy sê nee, dankie. Dink gou vir 'n oomblik. Ek dink nie mens besef, as mens praat van 'n plaag paddas, jy praat nie van die 3 paddas wat jou irriteer in die aand, as jy ergens lê en hy maak kwak kwak, en die eerste halfuur dink jy is te oulik en te cute, en dan hier by 10:00 vanaand as hulle lekker aan die gang raak, dan begin dit jou irriteer nie. Ek praat van paddas wat jy as jy voete in die bed sit, dan is hulle onder teen jou voete. As jy jou microwave oopmaak, dan is daar 6 paddas binne. As jy jou ketel aansit, is daar 2 paddas binne in die ketel. As jy jou onderklere laai ooptrek, dan spring 16 paddas uit.
Daar's oral paddas. En iemand kom na jou toe en sê, kan ek dit vir jou wegvat? En jy sê, ja, asseblief, doen dit net môre. Maak nie sin nie, né? Steek gou jou hand op, wie van julle dink is die domste ding wat jy in jou hele lewe al van gehoor het? Ek gaan wag tot almal se hande op. Want as jy nie jou hand opsteek nie, verstaan jy dalk nie heeltemal die vraag nie. Dis die domste ding wat daar is om te sukkel met iets, iemand gee jou oplossing en jy sê, okay, môre. Dis die domste ding wat daar is. Maar ons doen presies dieselfde. Ons hele lewe is vol geestelike paddas. Ons het almal geestelike paddas in ons lewe. Ek sal môre ophou om hierdie ding verkeerd te doen. Ek sal volgende week hierdie ding nie meer doen nie. As ek nie meer so kwaad is nie, gaan ek my man of my vrou vergewe. Maar nie nou nie. Maar huwelik sak. Nie regtig nie, dis great. Maar net by wyse van spreuke, né? Maar ek wil nie nou iets aan doen nie, want ek's nog kwaad. Ek wil eerder vanaand en volgende week en die week daarna met 'n moeilike en kwaai vrou of man rondloop, want ek wil nog eers my punt bewys. Ek sal volgende week of môre of wanneer ook al, sal ek regtig 'n punt daarvan maak om my Bybel te begin lees. Net nie vir oggend nie, want vir oggend het ek eers gou 'n meeting. Vir oggend het ek net eers gou hierdie ding van die kinders wat ek moet gaan afhandel. Vanaand is ek net te besig, ek's net te moeg. My hele dag was chaos geweest. Ek kan dit nie vanaand doen nie, want ek is net te moeg. Wat net te veel goed gebeur vandag. Want ek ken myself, en ek gaan nou die Bybel vat om oopmaak en 'n halwe bladsy verder en raak ek kan nie slaap. At least het jy by die halwe bladsy uitgekom. Veel mense is al wat jy ken, wat vasgevang is in sekere goed in hulle lewe. En die van julle wat nou 'n halwe idee het, as ek sê hoeveel mense al wat jy ken, bedoel ek eintlik jy. Nee? Wat vasgevang is in sekere goeders, wat God hulle baie graag van wil bevry, hulle wil dit net nie vandag doen nie. Hulle wil dit eerder môre doen. Ek wil eerder môre hier uitkom. Kan jy imagine, jy kom by 'n dokter, nee? Kom ons sê, ek spreek dit glad nie, hypothetically. Kom ons sê jy is in 'n karongeluk, nee? En die ambulans kom haal jou, en jy ry en hulle stoot jou in by ongevalle, en jou arm is mors af. En die dokter sê, hoorie, ons kan gou opereer, ek spuit jou in, ons sort dit uit, 3 ure van nou af is jou arm reg, alles is uitgesort, gaan so 'n bietjie recovery wees, maar jy gaan okay wees. Is dit baie seer? Ja, dokter, is verskriklik seer. Okay, is dit reg? Jy gaan net vir ons gou met die go-ahead gee om te kan aangaan, né? Nee? Okay, dokter, maar doen dit môre. Dis wat ons doen. Dit is lagwekkend, maar jy is 100% reg. Ons doen dit met alles in ons lewe. Ons sou aan vir alles sê môre. Môre gaan ek dit doen. Môre gaan ek my lewe verander. Hoe maklik los ons iets vir môre? Is ek die enigste een? Okay, let op, almal wat nie dadelik julle hande opsleep nie, slaap julle of as ek so maak, bedoel ek almal moet so maak. As julle vir my Jakobus 4 kan opsit asseblief. Ons los so maklik iets vir môre, want môre is nog 'n dag, né? Dis so 'n nice gesegde. Want ons nie lus is om iets vandag te doen nie. As ons môre is nog 'n dag, man. Môre is nog 'n dag. Moenie worry nie. Jakobus 4 vers 13 tot 17 sê die volgende. Kom nou. Julle wat sê vandag of môre
sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en wins maak. Julle weet nie eens wat julle lewe môre vir julle inhou nie. Julle is soos die oggendmis. Dis vir 'n rukkie sigbaar en dan is dit weer weg. Julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe. En sal ons dit of dat gaan doen. Maar nou is julle arrogant en spog julle. Al sulke groot pratery is verkeerd. Ons gaan nou na hierdie vers weer terugkom. Hou in gedagte, as 'n mens weet wat reg is om te doen, en dit nie doen nie, is dit sonde. Ons dink so maklik. Ons kan dit maar môre doen, man. Hierdie goedjies kan ons maar môre uitsorteer. Hierdie ernstige saak wat ek met my kind moet bespreek, of met my vrou of my man moet bespreek, of met die baas moet bespreek, ons kan dit maar môre doen. Kan dit definitief maar môre doen. Ek dink, even erger is dit nog, is ek dink baie keer, ons dink ons gaan môre definitief nog daar wees. Sê wie? Sê wie? Wie het vir jou beloof jy gaan môreoggend wakker word? Wie het vir jou beloof jou man of jou vrou gaan môreoggend wakker word? Wie het vir jou beloof jou kinders gaan môreoggend nog steeds daar wees? So kom Jakobus vir ons sê, as die Here wil, is so mooi, Dan een van die naaste goed wat ek jou baie keer hoor sê, nê? En dit kom nog van sentraal se dae af. Is jy en hom het altyd gesê DV. Nê? Dio volente. Weet julle wat beteken dit? As die Here wil. As die Here wil, dan sal ons dit gaan doen of dat gaan doen. Die ouer garde het dit baie gesê, nê? Sorry Dan, ek sê nie is ouer garde nie, glad nie, nê? Maar die ouer generasie het daai ding verstaan van as die Here wil. Ons almal wat ons generasie en jonger is, dink ons is bulletproof. Ons gaan 100% môre nog steeds hier wees. Definitief. Ons great dokters en mediese fondse, ons gaan definitief môre hier wees. Die van julle wat ek al hierdie storie voor vertel het, ek sê jammer, ek gaan maar weer moet hoor. Ek het 'n pel gehad. Baie goeie vriend, James. Ons het vir jare saam gewerk. En op 'n stadium gaan ek weg by die maatskappy en ek en James hou kontak, ek gaan kuier vir hom gereeld by sy huis en so aan. Die maatskappy gaan deur 'n moeilike ding en hy word geretrench en hy's by die huis. En op 'n stadium een aand klim James in die bed en toe hy omdraai na sy vrou toe breek sy boonste been, sy femur. Net so. So net van self. Hy was nie siek nie, niks nie. Nie siek gevoel, nie sleg gevoel nie, niks nie. Hy het omgedraai en daar breek sy femur. Doen toetse en hulle kom agteruit beenkanker. James word baie siek, naderhand is James uitgeteer, is vel en been. Ek gaan kuier elke nou en dan vir James. Naderhand sit James in 'n rolstoel. Hy kan nie meer loop nie want hy breek bene, die left, right en center as hy enigiets doen, nê? En elke keer as ek by hom gaan kuier, is nog in die dae voor ek pastoor was, maar ek het daarmee Here geken. En elke keer as ek by hom gaan kuier, dan hoor ek, hoe sê die Here vir my, jy moet vir James vra of hy reg is. James gaan doodgaan. Hy gaan doodgaan. Hy's in 'n rolstoel, hy is uitgeteer, hy lyk verskriklik sleg. Die kans dat hy uitkom, is nie baie goed nie. Dit kan ek met my oë sien. Maar man, elke keer as ek al wegry, dink ek, ag, dit is nou net nie die regte geleentheid nie, man. Ons het nou net nie op daai punt gekom dat ons nou oor hierdie geestelike goed kan praat nie. Ja. Op 'n stadium is James dood. Hy is oorlede. En ek voel soos 'n hond. Want ek word aangekla in my gewete, Heilige Gees, wat sê, jy moes daai gedoen het, John. Jy het geweet wat jy moes doen. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? Ja, en ek voel sleg. Op sy begrafnis sit ons in die kerk en ek sit heel agter en ek ontmoet 'n paar van die ander ouens daar wat ons almal mee saam was en saam mee gewerk het. Ja, maar ek voel sleg. Ek sit agter in die hoek in die kerk. Op my eie, heel een kant. En hier na by die einde van die diens, sê die dominee, hy was in 'n NG Kerk, sê die dominee, hy weet nie wie moet hierdie hoor nie, maar al wat hy wil sê is,
In die laaste week wat hy by James was in die hospitaal, het James sy hart vir die Here gegee. So hy is okay. En net daar beloof ek myself, never again. Nooit weer nie. Want daar is nie altyd 'n môre nie. Daar's nie altyd 'n volgende week nie. Hoeveel keer het jy gedink jy gaan dit of dat doen en dan is die geleentheid net nie meer daar nie? Nee? Ons ervaar sulke goed in ons lewens die heeltyd. En dan dink ons net, bad luck man. Dis nou jammer. Dis nou jammer, ek kon nou nie hierdie geleentheid gebruik het nie. Dit gebeur so baie. Nou ek love praktiese goed, praktiese advies, praktiese preke. Ek hou daarvan as iemand sê, doen dit en dit, né? En die Bybel is vol van hierdie tipe goed. So as ons Prediker 9 kan opsit asseblief. Prediker 9 is nie 'n baie lang vers nie. Prediker 9 vers 10. Sê, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Want in die graf waarheen jy op pad is daar nie werk of insig, kennis of wysheid nie. In die graf waarheen jy op pad is. Staan daar, hoeveel tyd het jy oor? Staan daar geskryf. Kon jy ergens in jou verskriklike baie tyd wat jy aan Bybel lees spandeer, né? Kon jy ergens raak lees, hoeveel tyd het jy? Nêrens nie. Want jy weet nie. Jy weet nie. En toe ek hierdie ding die eerste keer lees, toe dink ek, ja, ek weet nie hoeveel tyd het ek nie, né? Die graf waartoe jy op pad is. En toe ek mooi gaan sit en dink daaroor, toe besef ek, maar hierdie gedeelte werk vir my net so goed in hoeveel tyd het jy voordat iemand anders te dalk in die graf is. Jy mis dalk nie dit omdat jy oorlede is, of omdat jy weggaan, of jy nie meer die geleentheid het nie, maar die ander persoon is dalk weg. Ek sien baie mans en vrouens vanoggend in die kerk. Baie couples. Een van die grootste verwyte wat jy in jou lewe sal ooit kry, is as jy nie betyds vir jou man of jou vrou sê of doen wat jy wil nie. Of wat jy weet jy moet nie. Almal van ons het nie tyd om eers reg te maak nie. As jy dit nie nou gebruik nie, het jy dit dalk nie. Dink gaan 'n klomp voorbeelde in die Bybel. Van mense wat besef het, nou is die tyd. Dink gou 'n bietjie, wat sou gebeur het as Noag nie dadelik begin het om die ark te bou nie? Hoeveel mense was oor op die aarde? Ons sou definitief nie vandag die kerk gehou het nie. Niemand. As Noag nie opgestaan het en 'n stuk hout gaan kap het nie, was ons gone. Hy moes dadelik iets doen. Wat as Abraham nie begin trek het nie, dan die volk Israel nie begin nie? Ons honderde sulke voorbeelde. Wat van as die disippels, soos Jesus verbygeloop het en hulle geroep het? Wat as hulle vir Jesus sê, Here, ek het net 'n paar debietorders aan die einde van die maand, so ek moet gou net eers hierdie vis vang. Einde van die maand reg met u? Is dit oukei? Werk dit vir u? Dit werk vir my? Hulle het alles gelos. Hulle het alles gelos en agter hom aangeloop. Nie alles eers gaan bære en eers gou gaan groet en eers gou vir hierdie en hierdie persoon nie. Hulle het alles gelos en dit dadelik gaan doen. Nou my gebed is dat terwyl jy vanoggend hierdie boodskap hoor, dat jy ergens in jou agterkop reeds weet, die Here is besig om met jou te praat oor iets, of dalk iemand. Is daar iemand wat jy dalk moet vergewe vir iets, wat jy al baie lank uitstel, want is net te seer, is net te moeilik, is nie meer lekker nie, jy is net te kwaad nog. Is daar iemand wat jy dalk vandag moet bel? Of is daar iets wat die Here jou voorroep om te doen, en al lank al roep, en eintlik weet jy moet hierdie ding begin doen, maar Here, dit gaan effort vat, en my lewe is besig, Ek gaan nie noodwendig by hierdie goed kan uitkom die hele tyd nie.
Ons soveel plekke wat jy kan betrokke raak. Ons soveel plekke waar jy 'n inspraak kan lewer in mense se lewe. Moenie Farao se fout maak om te sê, môre. Ek beloof Here, môre is nog 'n dag. Ek moet net eers vandag deurkom. Ek dink een van die grootste foute of grootste probleme wat ons in ons lewens ervaar, is die lewe is so besig en taai en ons het soveel goed wat aangaan konstant in ons lewens, dat ons is net, Maria sê dit baie, ons is so besig om te oorleef, ons vergeet om te leef. Want ons try net survive, ons moet net deur vandag kom. As ons deur vandag kom, is ons daarom môre nog hier. Maybe. So jy gebruik oorleef as 'n verskoning, ons moet net deur hierdie dag kom, as 'n verskoning, totdat daar nie meer 'n môre oor is nie. Ek wil jou los met hierdie een gedagte. Die duiwel hoef jou nie te kry om nee te sê vir die Here nie. Hy moet jou dalk net kry om te sê, Here, nie nou nie. Ek wil amper soos die Engels sê, let that sink in. Ek gaan dit weer sê. Die duiwel hoef jou nie te kry om nee te sê vir God nie. Hy moet jou net so ver kry om te sê, Here, nie nou nie. Hoe baie mis jy uit in jou lewe, omdat jy vir God sê, nie nou nie. Dalk nie eers bewustelik nie. Dalk is jou lewe so vol van 'n klomp goeters wat, hierdie gaan nou dalk rof klink, maar geen ewigheidswaarde het nie. En ons maak ons lewe vol van dit. En dan is daar nie plek vir die belangrike goed nie. Daar's nie plek vir die memories wat jy saam met jou vrou en jou man kan doen nie. Daar's nie plek vir van die lekker memories wat jy kan bou saam met jou kinders of saam met jou ouers nie, want ons is net te besig, man. Ons kom nie by alles uit nie. Wanneer het jy by jou ma of jou pa gaan koffie drink? Dankie tog, ek het eergister saam met my ma koffie gedrink. By haar huis. Moenie uitmis op dit wat God vir jou beplan het nie. Omdat jy dink jy's te besig nie, of omdat jy dink dit is te moeilik nie, of omdat jy dink, Here, net nie nou nie. Ek kan nie nou nie. Ek het nie genoeg geld nie, ek het nie genoeg tyd nie, ek het nie genoeg resources nie, ek het nie genoeg mense in my lewe nie. Ek kan dit net nie nou doen, Here. Het die Here jou dalk geroep en gesê, luister hierso, jy like kinders. Kom gee sonnaarskool. Louise, het jy mense nodig by die sonnaarskool? Ons klap vir hande, né? Amen. As jy at least daarom 1.7 keer 'n maand in die kerk sit, né? Kom gee sonnaarskool die 1.7 keer. Moenie uitmis op dit wat God deur jou kan doen nie. Ek beloof vir jou, die Here het soveel meer in jou lewe vir jou beplan as wat jy ooit kan besef. Ek wens so almal van julle het hierdie kursus gedoen waarmee ons nou besig is. Daar's so baie goed wat God vir jou beplan. En so baie goeders wat in jou lewe gebeur wat jy dink, die Here straf my of vir dit of vir dat, wat niks om jou uit te waai het nie. Die Here is besig om jou te mold en jou te shape vir sy plan. Dit wat hy in jou lewe wil regkry. Of wat jy moet doen is luister. Ek gaan afsluit met daai selfde lyntjie. Die duiwel hoef jou nie te kry om nee te sê vir God nie. Al wat hy moet regkry is net jy wat sê, nie nou nie. Ek hoop julle besef hoe belangrik is daai lyntjie. Skryf dit neer. Ek moes eintlik 'n slide gemaak het of iets van dit, want dit is life changing wanneer jy dit besef. Hoe baie tyd het jy uitgemis? Hier waar jy nou sit, vra vanoggend vir jou daai selfe vraag en ek beloof ek het al 2 keer gesê ek sluit af. Ek gaan regtig afsluit nou, né? Hoe baie keer het jy al vir jouself die vraag gevra? Here, is hierdie alles?
my lewe wat ek nou leef? Is this it? Is hierdie dit? Is hierdie alles? Of is daar meer? Ek beloof vir jou, daar's meer. Maar jy moet dit doen. Marius praat altyd van 'n kar wat staan in idle. Jy moet die kar in rad sit en actually die petrol trap. Want jy kan in idle sit en jy kan met 'n bietjie geluk dalk met idle in die hemel uitkom. Maar wie wil nou idle al die pad tot by die hemel gaan? Flat out, autobaan, so vinnig as wat jy kan. Dis hoe jy daar wil uitkom. Amen. Jesus.